Herstelde huweliksgetuienis. Ek het gebid dat iets in sy hart moet gebeur. En God het dit gedoen. Rut, hoe het jou herstelreis eintlik begin? My herstelreis het begin toe ek uiteindelik met my hele hart die omvang kon begryp van die skade wat my houding, besluite en woorde veroorsaak het. Ek is die middelste van 3 susters en ek het groot geword in 'n huis sonder my ma. Vandat ek 'n kind was, het ek ongeneesde wonde saamgedra, asook die pyn van die wete dat ek uit 'n gebroke huis kom. 11 jaar later, toe ek 17 jaar oud was, is my ouers se huwelik herstel, maar ek was steeds vasgevang in die siklus van 'n disfunksionele huis. In 'n sekere sin het ek van die huis af weggeloop en jonk getrou, op 21-jarige ouderdom. My man het ook uit 'n gebroke huis gekom. Al het sy ouers nooit getrou nie, het hy die afwesigheid van 'n pa ervaar en baie moeilike kinderjare gehad. Sonder dat ek dit besef het, het ek stadig aan daardie selfde patrone en gedrag in my huwelik ingebring. Elke dag het die situasie meer ondraaglik geword en alles het begin in duie stort nadat ons seun gebore is. Ek is skaam om te erken watter verskriklike vrou ek was, maar dit is vir my nodig om te deel wie ek was, sodat jy die sekerheid in jou hart kan dra dat niks vir die Here te moeilik of onmoontlik is nie. Ek was skynheilig. Ek het altyd kerk toe gegaan en voor ander gemaak asof ek 'n heilige was, maar by die huis was ek 'n wolf in skaapsklere. Dit klink kras, maar dit is die waarheid. Ek het nie liefde, deernis of respek teenoor my man en sy godgegewe gesag as hoof van ons huis weerspieël nie. In plaas daarvan was ek twisgierig, kwaad, trots, arrogant, wrokkig, lydrigtig, skadelik met my woorde en baie ander vreeslike dinge. Dankie, geliefde Here, dat U deernis met my gehad het. Eendag toe ons by die huis was, het my man vreemder as gewoonlik begin optree. Na 9 jaar van getroude lewe het ek bloot gevoel dat ek hom nie meer nodig het of lief het nie. Toe merk ek op dat hy baie anders optree en dikwels nie huis toe kom om te slaap nie. Hy het beweer hy spandeer te veel geld op brandstof omdat ons buite die stad gewoon het. Voor ek my oë kon uitvee, was daar iemand anders in sy lewe en ek het gevoel hoe my wêreld in duie stort. Ek het gevoel hoe my grootste vrese realiteit word en nee, dit was nie 'n nagmerrie nie, dit was werklik besig om te gebeur. Ek onthou dat ek daardie dag gevoel het asof ek besig was om dood te gaan. Ek het probeer om hom tot sy sinne te laat kom, maar niks het gelyk of dit werk nie, nie eens my pogings om hom te verlei nie. In plaas daarvan het ek net nog meer seer gekry. Ek onthou dat my man, voordat hy my en my seun by my ouers se huis afgelaai het, vir my gesê het dat hy my reeds gewaarsku het dat wanneer hy eers 'n besluit geneem het, niemand sy planne kon verander nie, en dat ons eers weer saam sou wees as God dit wou hê. Maar vir hom was dit verby. Hy het my nie meer liefgehad nie en hy wou hê ek moes aangaan met my lewe. Toe ek uiteindelik die werklikheid in die oë moes kyk en sien hoe my huis vernietig is en dat daar oënskynlik geen hoop oor was nie, het ek werklik 'n laagtepunt bereik. Die enigste ding wat ek kon doen, was om in angs na God uit te roep. Ek het in 'n Christelike huis groot geword, so ek het geweet God bestaan, maar in my angs kon ek niks anders doen as om oor en oor om hulp te roep nie. Dit was toe, na amper 3 maande van gebrokenheid en aanlyn soeke na hulp vir herstelde huwelike, dat hy gelei het om die boek Hoe God jou huwelik kan en sal herstel gevind het. Dit was toe my reis werklik begin het, en ek het die waarheid begin ken wat my vrygemaak het. Rut, hoe het God jou situasie verander terwyl jy hom met jou hele hart gesoek het? Nadat ek werklik gebreek is, kon ek deur die Herstel jou huwelik boek sien hoe ek daardie dwaase en twisgierige vrou was wat haar huis met haar eie hande afgebreek het. Ek het so baie gehuil, ek was werklik gebroke. Ek het selfs gedink ek sou dalk my werk verloor omdat ek bloot nie kon ophou huil nie. Op daardie oomblik kon ek uiteindelik alles aan die Here oorgee en hom vra om asseblief my huwelik te red en my nog 'n kans te gee. Dit was nie maklik nie. Daar was baie oomblikke van hartseer, maar deur dit alles was my geliefde Here altyd daar. Gedurende daardie seisoen van gebrokenheid, wat amper 4 maande geduur het, het ek een nag aan die slaap geraak nadat ek so baie gehuil het. Skielik het ek wakker geword omdat ek gevoel het iemand kyk na my. Toe ek my oë oopmaak, onthou ek dat ek iemand gesien het wat baie stralend was. Ek het bang geword en toe sien ek hoe hy sy hand na my hart toe uitsteek.
Ek het iets in my binneste gevoel wat ek nog nooit van tevore gevoel het nie, iets wat deur my vloei, en toe het dit verdwyn. Daarna het die Here my kort voor lank begin herstel. Een aand terwyl ek besig was om kos te maak by my ouers se huis, het hierdie woorde by my opgekom. Vir 'n klein oomblik het ek my aangesig van jou afgewend, maar met groot ontferming sal ek jou versamel. Ek het na die Bybel gegaan, en dit was toe dat hy vir my Jesaja 54 gegee het. Dit het my hart diep geraak, omdat dit presies gepraat het oor dit waarin ek geleef het. En toe ek lees dat my Maker my man is, en dat hy beloof het dat ek nie meer aan die skande van my jeug sou dink nie, en dat hy my seun sou leer en hom met vrede sou vul. Ek onthou dit, en al waaraan ek kon dink is hoe groot sy barmhartigheid en sy liefde werklik is. Daar het 'n oomblik in my reis gekom dat ek besef het dit gaan nie daaroor dat die Here my situasie of my omstandighede moet verander nie. Dit was 'n reis wat hy toegelaat het om my diepste wonde te genees, om my meer soos hom te maak, en om my hart te verander deur sy teenwoordigheid en sy liefde. Rit, wat was die moeilikste oomblikke waardeur God jou gehelp het? Daar was so baie oomblikke waardeur hy my gehelp het. Sonder twyfel weet ek dat as dit nie vir die Here was nie, ek dalk vandag nie eens hier sou gewees het nie. En ek deel dit vandag met jou, nie omdat ek my man wil sleg praat nie, want soos ons weet, is ons geroep om 'n kroon vir ons mans te wees. Maar dit is vir my belangrik om te deel, omdat ek aan my geliefde Here beloof het dat ek sou praat oor wat hy vir my gedoen het, sodat net soos ek tot die wete gekom het, jy ook kan weet dat niks vir hom onmoontlik is nie. Hy het my gehelp om die oomblik te verduur toe ek van die ander vrou uitgevind het, en moes kyk hoe hy daagliks met haar praat, selfs terwyl ons nog in dieselfde bed geslaap het. Hy het my gehelp toe hy my en ons seun by my ouers se huis agtergelaat het en weggery het sonder om terug te kyk. Dit het werklik my en my seun se hart gebreek, want hy het nie verstaan wat gebeur of waarheen sy pa op pad was nie. Nog 'n oomblik wat die Here my getrou deurgehelp het, was toe mense na aan my, selfs my eie familie, vir my gesê het om die teenoorgestelde te doen van die smal pad wat ek besluit het om te loop uit liefde vir die Here en vir die herstel van my gesin. Almal sou vir my sê dat hy die lewe geniet en gelukkige foto's in pragtige plekke plaas, en uit gehoorsaamheid het ek gekies om my sosiale media rekeninge toe te maak en van almal af te skakel. Daar was ook seermaak opmerkings van mense vir wie ek lief was wat sou vra wanneer ek nou uiteindelik terug gaan huis toe. Dit was vir my baie pynlik, want in gehoorsaamheid het ek geweet dat die Here my sou toelaat om terug te keer huis toe, en dat dit nie op my tyd sou gebeur nie, maar op syne. Ek het baie foute gemaak, maar in sy liefde het hy my geleer dat niks hiervan gebeur het omdat ek dit verdien het of omdat ek perfek was nie, maar omdat sy liefde groter is as enigiets wat ek my ooit kon voorstel. Nog 'n baie pynlike oomblik was toe hy die ander vrou na my ouers se huis toe gebring het om ons seun af te laai, en ek geweet het hulle spandeer tyd saam met haar dogter. Dit het my diep seer gemaak, en slegs deur aan hom vas te klou, was ek in staat om elke beproewing te verduur. Hy het my ook gehelp toe my man vir my gesê het dat hy my nie meer liefhet nie, dat ek 'n bietjie waardigheid vir myself moet hê, en dat ons eers weer saam sal wees as God dit wil hê. Ek was verlaat met ons klein seentjie en sonder finansiële ondersteuning, maar die Here was getrou en het my nooit in die steek gelaat nie. Hy is wonderlik. Rit, wat was die keerpunt van jou herstel? My geliefde, ek wil hê jy moet weet dat ek nie perfek is nie, en ek glo nie hierdie reis gaan oor volmaaktheid of oor hoe goed jy alles doen nie, hoewel ons beslis moet probeer om ons beste te gee. Maar ek glo ons geliefde Here ken ons harte. Ek glo my keerpunt het gekom toe ek weer opreg begin glimlag het en aanvaar het dat ek deur die vuur gaan stap terwyl ek my geliefde Here se hand styf vashou. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek het so baie gehuil. Ek is 'n professionele huiler. Maar daar het 'n oomblik gekom toe ek oorgegee het en alles in sy hande geplaas het. Meer as om bloot op te hou om my man te agtervolg, glo ek daar het 'n oomblik gekom toe ek hom werklik uit my hart laat gaan het, selfs al het dit heeltemal onmoontlik gevoel. Maar my Here het my getrou gehelp. Ek onthou een aand, terwyl ek gehuil het ek vir die Here gesê: "Laat U wil geskied. As ek moet kies tussen 'n herstelde huwelik en die redding van sy siel, gee ek my huwelik vir U. Red asseblief sy siel van die veroordeling en vernietiging." Ek glo hy het waarlik my hart gesien en my begeerte om nooit weer iemand seer te maak nie.
Op 'n manier dink ek was uiteindelik in staat om my Isak op te offer en aan te hou loop, selfs al was ek alleen gelaat met 'n 5-jarige kind, sonder huis, tuis by my ouers met slegs 2 klein tasse vol klere. Die enigste dinge wat ek kon saamneem die dag toe my man my daar gelos het, en sonder genoeg inkomste om in ons behoeftes te voorsien. Toe ek uiteindelik my hart heeltemal vir die Here kon oopmaak, met hom oor alles kon praat, my trane voor hom kon uitstort, en sy wil vir my lewe kon aanvaar. Toe ek al my begeertes en drome vir myself en my seun oorgegee het, en steeds in staat was om ander te bemoedig selfs toe my lewe in die natuurlike wêreld vernietig gelyk het ek daardie vrede begin voel, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. My geliefde Here het my gelei op die pad van vergifnis, om nie kwaad te vergeld nie, om diegene lief te hê wat my seermaak, en om geregtigheid aan hom en hom alleen oor te laat. Rut vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net weer by die voordeur ingestap? Het jy vermoed of gevoel dat jy naby aan herstel was? Daar was so baie gebede en gesprekke wat ek met die Here gehad het, en hy het my begin verras deur baie van hulle te beantwoord. Ek onthou dat ek gebid het dat my man, op die Here se tyd, weer tot my aangetrokke sou voel, dat ons weer in intimiteit nader aan mekaar sou groei, en dat wanneer dit gebeur, iets in sy hart sou plaasvind. En die Here was getrou, hy het presies dit gedoen. Daarna het alles so vinnig begin gebeur. Hy het my begin bel. Een middag het hy na my werkplek toegekom om my vir middagete uit te neem, en hy het begin praat oor toekomsplanne wat ons albei insluit. Hy het gepraat oor dinge wat hy aan die huis wou doen, en eendag het hy my selfs gevra of ek nog 'n kind wil hê. Dit was iets waarvoor ek my geliefde Here gevra het en oor gebid het ook. Ek onthou dat nadat ek hom geantwoord het, ek spyt was in my hart en gees omdat ek geweet het ons moenie ons begeertes met ons mans deel nie, so ek het hom gevra om my fout in iets goeds te verander. Maar waarlik, die Here weet alles en weet waardeur ons sal gaan. Later het my man vir my gesê dat die ander vrou hom gevra het om 'n kind saam met haar te hê, maar hy het geweier en vir haar gesê dat dit net vir sy vrou beskore is. Ek het bloot stil gebly en in my hart vir my geliefde Here gesê: U eer ons waarlik in alles. Ek het regtig gesien hoe dinge vinnig begin beweeg. Selfs een Sondag het die Here in my man se hart gewerk en hom kerk toe gelei. Ja, die Here het dit gedoen. Ek het nie daardie Sondag kerk toe gegaan nie, en nou verstaan ek dat dit alles deel van sy volmaakte plan was. Op 19 April is my man met sy verlosser versoen, en my pa was daardie dag daar, en het hom met 'n drukkie verwelkom. Hulle het albei gehuil. Daardie selfde dag het 'n tannie vir my 'n foto op my foon gestuur, en trane het oor my wange begin loop. Ek het haar gebel en gesê: Tannie, dis my man, dis my man. En sy het geantwoord: Ja, my meisie, vandag is jou man met die Here versoen. Prys my geliefde Here, my verlosser, my koning, hy het dit gedoen. Alhoewel die Here nog aan hom werk en hy steeds vrygemaak word van kettinge en alles waarin hy vasgevang was, het ek geloof en glo ek dat die Here die werk wat hy in ons begin het, sal voltooi. Die volgende week het hy my en ons seun by my ouers se huis kom oplaai en ons genooi om by sy ma se huis oor te slaap. Regdeur hierdie hele tyd het ek en my skoonma altyd verenig gebly in gebed en geloof vir herstel, selfs toe dinge onmoontlik gelyk het. Ek wil vir jou sê, dat van my kant af alles gelyk het asof dit vasgeval, gestrand en sonder vordering was, maar my geliefde Here was besig om te werk. My aardse man het op verskillende oomblikke dinge vir my gesê, en al wat ek kan sê is, dankie, Here. Ek het gesien hoe hy selfs ongelowige vriende gebruik het wat vir hom gesê het, hoe sleg hy lyk, hoe agteruit hy gegaan het, en dat hy daardie verhouding moes los en teruggaan na sy vrou toe. Prys my Here. Ek het ook gesien hoe die verhouding waarin hy was bitter begin raak het, en hoe konflikte tussen hulle begin groei het, tot op die punt waar hulle selfs valslik beweer het dat ek hierdie persoon bel. Maar die Here is getrou omdat hy die waarheid ken. Hy het my verdedig en die waarheid aan die lig gebring. Sy woord word waarlik vervul waar dit sê dat hy vir ons veg en dat ons nie in ons eie krag hoef te veg nie. Hierdie Woensdag het hy die oorblywende besittings gaan haal by die plek waar hy saam met daardie persoon gewoon het, en toe het hy my seun en my na my skoonma se huis toe gebring sodat ons 3 uiteindelik weer saam kon wees. Ons kon nog nie na ons eie huis toe terugkeer nie, omdat, soos ons weet, sy woord praat daarvan om tot 'n stuk brood verminder te word, en ons finansies is steeds baie beperk.
maar daar is vrede in my hart en hoop dat alle dinge ten goeie meewerk. Sodra hy ons lei en ons in staat is om ons skuld te delg, sal ons terugkeer huis toe. Hy vertel my hoeveel hy ons huis mis en hoeveel hy wil hê ons moet weer saam in ons huis wees. Al bly ek nou by my skoonma se huis, verstaan ek dat dit sy wil was en ek dank hom vir alles wat hy gedoen het en vir alles wat hy sal aanhou doen in ons lewens. Rit, watter beginsels uit God se woord of deur ons hulpbronne het die Here jou geleer tydens hierdie beproewing? Sou jy enige van ons hulpbronne in die besonder aanbeveel wat jou gehelp het? Daar was baie beginsels wat met my gepraat het deur die Hoe God jou huwelik kan en sal herstel boek en ook deur die Wyse Vrou boek. Hulle het vir my gewys hoe ek 'n twisgierige vrou was en hoe ek buite die goddelike ontwerp waarvoor hy my geskep het, geleef het. Ek het besef dat ek vir baie jare as die hoof van die huis opgetree het in plaas daarvan om volgens sy wil te lewe. Ek het ook geleer hoe die verskillende beproewinge wat hy toelaat, ons karakter vorm en ons meer soos hom maak. Om 'n vriendelike en deernisvolle hart te hê, sal altyd sy wil vir ons wees, en ek het geleer dat ons dit nie in ons eie krag kan bereik nie, slegs hy kan dit in ons doen. Ten slotte, watter woorde van bemoediging wil jy agterlaat vir die vroue wat jou getuienis lees? Kosbare vrou, maak nie saak wat anders sê nie, alle dinge is moontlik vir die een wat glo, want niks is vir hom onmoontlik nie. Die Here het jou so lief, en hy sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Hy ken jou pyn, en hy sien elke enkele traan wat jy stort. Wees verseker dat niks daarvan vermors word nie. Jou trane maak die grond nat waar sy heerlikheid eendag geopenbaar sal word, en van hom sal jou redding kom. Hy kies die swakkes en die veragtes om wonderlike dinge te doen. Hy het jou gekies, en hy sal sy doel in jou en in jou gesin bereik. Jy is nie alleen nie, en jy sal nooit weer wees nie. Hy beloof om elke dag by ons te wees tot aan die einde, en hy beloof dat hierdie beproewing nie vir altyd sal duur nie. Vandag skryf ek aan jou en vertel jou wat hy vir my gedoen het, en glo my as ek sê dat ek ver van perfek is, ek word steeds deur hom gevorm. Op die oomblik leer ek om stil te bly en die uitdagings in die gesig te staar wat met 'n herstelde huwelik gepaard gaan, maar nou weet ek dat hy my nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie. Ons kan dalk deur ouers, maats, broers en susters of vriende vergeet word, maar hy sal ons nooit vergeet nie. Ek glo hierdie reis het my met 'n lewensles gelaat. Sy liefde en sy waarheid duur vir ewig. Die mooiste deel aan die einde van hierdie reis was om hom te gevind het en te herontdek hoe ek hom elke dag meer begeer sodat ons met hom gevul kan wees. Moenie moed opgee nie. Jy en jou huisgesin sal gered word. En ek sal hier wees om jou getuienis ook te lees, want hy is getrou en versuim nooit om sy beloftes na te kom nie.